voorreg om so sal te wees en die naam groot te maak en Here die dak te lig met worship en aanbidding. Here, want U is dit werd, U is die groot almagtige God wat reën bring en reën stop. U is die God wat ons in U hand vashou elke liewe dag wat ons gelei het deur 2025, deur Kersfees, deur nuwe jaar, deur 2026 se begin in skole wat oopgemaak het en toegemaak het en dinge wat die mekaar was. En Here, U vat ons deur dit alles en U het ons gebring by hierdie dag, by hierdie plek, in hierdie oomblik en U het dit gedoen vir 'n rede. Here, ons is hier en ons het 'n verwagting. Ons kan nie wag om te hoor wat dit is wat U met ons wil doen vandag en die res van 2026 nie. Here, U is 'n groot God, U is 'n goeie God en ons aanbid U en ons prys U. Here, want ons sien U. Ons kyk nie vas in ons omstandighede nie. Ons sien met oë van geloof en ons geloof is groter as die dinge wat ons oë raak sien. Daarvoor prys ons U. Here, kom, praat met ons op elke manier moontlik vanoggend, deur elke ding wat ons sien en aanvat en hoor en voel vandag. Spreek, Here. Ons luister. Amen. Ek wil weer eens baie welkom sê en besonder vir die mense wat via video inskakel. So 'n amazing voorreg om vanoggend hier te wees, om te weet dat daar mense is in UK, in Australië, in Amerika, Canada. En ek weet Amerika en Canada nie so lekker van mekaar op hierdie stadium nie, maar in elk geval Suid-Afrika en Amerika ook nie, so jy is 'n goeie kap. En dis so lekker om met mekaar te wees vanoggend. Ek wil begin en vanoggend is jam-packed met goed wat jy moet hoor en sien en ervaar. En die eerste ding wat jy moet sien is ons logo lyk anders. Ons het die jaar 2026 boop gesit, want Augustus hierdie jaar is net, sien daar is die vriesie. So, ek moet net seker maak, het lyk my raai kabel is los. Hier is 'n losse gek. Ons hoop het gebeur. Miskien met die een van die disclaimers opsit van Netflix. Dis is not for photo-sensitive viewers. Ons het 'n nuwe logo, want hierdie is ons feesjaar. Dynamis is 20 jaar oud en ek het al baie gesê en ek gaan dit weer sê en oor sê, want dis 'n verklaring teenoor God en dis 'n getuienis. Die Dynamis begin is ons was so 3 maande oud. Toe stuur iemand vir my 'n e-pos. Toe het ons nog in Fairview se kapel by mekaar gekom en dit was maar 'n klein groepie mense. Ons het nog nie eens 'n kinderkerk of niks gehad nie. Dit was net die diens op Sondagoggend. En toe stuur iemand vir my 'n e-pos en hy sê vir my, ek sê vir jou dat Dynamis gaan nie 1 jaar sien. Nie 1 jaar gaan hulle bestaan nie, dan gaan hulle toemaak. God is groter as wat mense spreek. So hierdie jaar het ons vir hierdie jaar hierdie embleem met die 20 op as getuienis van 20 jaar van genade en van blessing. Die Here is so amazing goed. So ek wil soos wat Angus vra, give the Lord a clap. Vir 20 jaar. En ek wil op 'n baie persoonlike noot sê dat ek wil begin weer te sê vir my vrou, vir my kinders, wat in die eerste 2 of 3 jaar van Dynamis serious sacrifices gemaak het en moes, ek gaan net sê serious sacrifices moes gemaak het. Ek onthou toe ons dag 1 Dynamis begin het, toe was Charmaine se salaris minder as die huur van die plek wat ons moes betaal en ons het geen inkomste gehad nie. Buiten vir Charmaine se inkomste. En ons het elke maand genoeg gehad. Elke maand. En so het die Here die storie gebou. Tot waar het vandag was. En die Here het die hele gebruik. Hele, daar's nie 'n ding hier wat julle nie help doen het nie. En daarom wil ek dankie sê vir elke een wat op een of ander manier gesweet het of bygedra het of geskenk het of anoniem gewees het of wat ook al. Julle maak Dynamis werk. Ons is 'n familie en dis 'n amazing ervaring om deel te wees van Dynamis se familie. Ek is humble, ek verdien niks van julle nie.
Hierdie is nie ek nie, hierdie is nie myne nie. En ek dit as iemand sê, jou kerk, dis nie my kerk nie, dis God se kerk. As ek ophou om my werk te doen, as ek nie gehoorsaam is aan wat God my wys nie, sal hy my wegvat en hy sal my vervang in 'n oogwink. Ek is 'n instrument, dis al. En ek is 'n instrument van God se genade en ek dank hom daarvoor. Nou vanoggend het ons vir jou gechallenge, die van julle wat wou en hoor en deel geraak het, dit is lekker, as jy nie het nie, dis nie, ons is nie veel kwaad, ons is net, sommer net vir lekker. Want het pas my vandag se tema, is trek aan volgens jou Bybel. En hier is my Bybel, as kies hierdie van my, die ander deel van die diens, hier is my Bybel, hy is zwart en hy is goud. Ek kon nie vinnig genoeg iemand in Nigel in die hande kry, om vir my een van my lekker dik goue kettinge te stuur. En hy lekker, serieus, hy B.A. Barakas. As jy nie weet wie B.A. is nie, dan jy te jong. Hy is 18 stories. I love it when a plan comes together, nee? En ek wou so goue, dik goue hangertjie gehad het. Maar nou ja, dat het toen nou nie afgekom nie. Maar in elk geval, so as jy foto's geneem het, daar kry jy foto na die diens, as jy het nie na die diens kry, sorry, hulle is nou eers bezig met die kinderkerkse foto's te print, dan sal ons het vir jou volgende Sondag gee. En dan het jy vanoggend, het ons nog steeds ons Bybeljoernale, en dis die Bybels wat daar is die laaste wat ons kan kry van Koem af. Na vandag is hulle volprys. So hierdie is nie 'n advertensie nie, hierdie is so dat jy saam met ons hierdie journey kan doen. Jy kan jou gewone Bybel gebruik, jy kan die journal Bybel gebruik, jy het net plek vir inskryf, en ek dink hy kost R650 in die hande, en jy kan nou Takealot Google, want ek weet julle jong mense doen dit, kyk as jy doen nie die jok nie, dan gaan julle op Takealot is hy nog dierder op Koem, so website is hy soms op 'n bietjie van 'n special, maar hy gaan so rondom R650 vir die Bybel, en hy is daar agter vir R390, maar as daai klaar is, kan ons nie nog kry nie. Dan moet jy dit ongelukkig op volprys bestel, en dan daarby die Bybels is verniet vir jou een van twee goed, en jy kan een vat of jy kan al twee vat. Dis die verklaring wat ons verklaar, en wat ons nou gaan verklaar voor ons die Bybel lees, oor wat is ons Bybel, en wat beteken dit, en wat is die plek van die Bybel in ons lewe. Daar is 'n klein vierkantige een, hy toe hy tyd op, jy kan hom voor in jou Bybel plak, daar is 'n boekmerk, sodat jy dit kan lees elke keer voor jy Bybel lees, en kan verklaar dat jy is oop vir dit wat God vir jou wil doen in sy woord. En dan het ons vanoggend 'n visieteks. Ons visieteks is die Here se woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek wil hierdie lamp hier sit, want dis wat hy hier maak. En dit is wat ons kan sê hierdie jaar, is dat God se woord is dit wat my lewe bepaal. En daarom ons hierdie banners gemaak. En ons het 'n graniet Bybel laat maak. Dis die amazingste ding. Ons het iemand wat grafstene maak, het ons genader, en ons het gesê, want ek het geweet, hulle maak Bybels op hulle grafstene, en nee, hierdie is nie gesteel van iemand se graf af. Ek het hulle gebel, en ek het hulle gevra, ek sal julle omgee, om uit julle voorraad, want ek weet hulle het voorraad wat klaargemaak is, net vir ons 'n Bybel te leen. En hulle sê, nee, ons het afvalmateriaal, kom sê vir ons wat jy wil hê, ons maak hom vir jou presies soos jy wil hê. En hulle het hom gedoen, hulle het hom Vrydag hier kom aflaai, en dis beautiful, moet asseblief nie hom probeer optel nie, hy sal al jou tone en al jou vingers breek. Hy is baie swaar. En dis ons so lekker, om ons visieteks op daai manier te kan vastvang. En ons het ook 'n lied vir hierdie jaar, laas jaar se lied was Meid van Môre, wat ons nou gesing het, want ons het gefokus op Efesiërs 2 vers 10, van jy is gemaak, jy is God se handewerk, jy is God se meesterstuk, en jy is gemaak vir meer goeie werke. En ons het daarop gefokus. Hierdie jaar is ons fokus die woord, en ons thema lied is die lied wat hulle nou voor hande geklap het voor die diens, en ons gaan hom aan die einde as 'n slotlied saam sing, en ons gaan hom aanhou sing elke Sondag, want God se woord is al daai goed wat ons van sing. En dan op die blaadjie, ons het so 'n bietjie gekarring en gesluit aan ons blaadjie by die deur op 'n Sondag, so daarom is daar meer vanoggend by die deur. En die rede is, van nou af gaan die punchline, die kern van die preek, gaan op die blaadjie ergens verskyn, onder preeknotas, en dan aan die onderkant van die blaadjie, heel agter aan die einde van die blaadjie, elke week sal daar wees, watter hoofstukke lees ons vir hierdie week uit die Bybel, want ons is besig sedert die 1 Desember laas jaar,
om die Nuwe Testament deur te lees, 1 hoofstuk op 'n slag, elke weekdag. So jy het Saterdag af en Sondag hou ons kerk, en Sondag preek ek oor die 5 hoofstukke van die week, iets uit die 5 hoofstukke, nie altyd die hele 5 hoofstukke nie. En dis die rede vir die blaadjie gaan dalk elke Sondag anders lyk, maar daai 2 goed sal altyd op die blaadjie wees, dat jy dit kan gaan hersien by die huis as jy wil, dat jy kan vashou aan dit wat ons hier vanoggend gesê het, en sodat jy weet, as jy nie 'n kalender het nie, want die Bybeltekste wat ons lees is ook op ons kalenders aangedui vir elke dag, en jy is welkom om 'n kalender te vat, en as jy klaar een het, as oor, so vat nog, asseblief. Maar hoekom dit alles? Hoekom al hierdie goed oor die Bybel? Hoekom hierdie fokus op die Bybel, en die Bybel wat 'n lamp is vir my voet en 'n lig is vir my pad? Daar's 'n rede, daar's 'n serieus rede. En ek het Vrydag aand het ek so 'n WhatsApp uitgestuur en ek het net gesê, lees jy al die Bybel saam met ons 1 hoofstuk op 'n slag? En ek het nie geweet waarvoor ek my inlaat nie, want onmiddellik het ek 'n klomp mense gehad wat gesê het ja, en toe 'n klomp mense vir my gesê, en ek het 'n klomp vrae, en toe begin hulle vrae vir my stuur. En ek dink ek het gisterand 10:00 die laaste vraag geantwoord, en ek is nie geplan nie, stuur die vraag, ek kan net nie altyd almal onmiddellik antwoord nie. Ek het vanoggend een gekry, wat ek sommer die ou hier by die kerk gekry het, en gesê, luister, dit is die antwoord op jou vraag. As daar stukke is wat jy nie verstaan nie, dan is dit reg, en die amazing oorweldigende ding wat ek kry van mense wat saam met ons die Bybel 'n hoofstuk op 'n slag lees, is dat mense sê, ek kom goed agter wat ek nie geweet het is daar nie. Of mense kom en sê, maar skielik het ek vra, en ek wonder oor hierdie, en ek wonder oor daai, en dis amazing, want sien, ons het in hierdie gewoonte verval, dat jy 'n versie lees, en dan 'n Sonny of 'n Marita of 'n Stefan Nieuwberg, en al daai mense se boeke is amazing, en is great, en ek knock nie Bybelstudieboeke nie, glad nie. Maar wat dit gedoen het, is dit het ons in hierdie generasie verander, wat 1 versie op 'n slag op Facebook gooi, en dan dink ons, dan kom ons nie die Bybel uit nie, in sy volheid, in sy grootheid. Byvoorbeeld, as jy nou saam met ons lees, Matteus en Markus, dan die agterkom, Jesus het nie net 1 keer die brood en die visse meer gemaak nie. Hy het dit 2 keer gedoen, en dit was nie al 2 keer 5 broodjies en 2 visies nie. Die ander keer was dit ander broodjies en ander visies, en dit nie mandjies by mekaar gemaak nie, die mandjies was 'n ander getal. En jy kom aardig goed agter, dat jy nie besef het is daar nie. En iemand het vir my gesê, een van die vrae wat ek gekry het was, maar die demone is besig in die Bybel. Met sulke goeders, en dis nogal interessant, so hoekom doen ons dit alles? Hoekom? Want as jy dit saam met ons gedoen het, het jy agtergekom, die Bybel doen iets aan my lewe. En ek wil die afgelope paar weke, nie die afgelope paar weke, net hierdie week se teks, wil ek tekste wat ek gebruik om vir jou iets te wys, maar voor ons te doen, wil ek vir jou vra, hou jou Bybel vas, en verklaar saam met my, as jy hierdie nog nie voor in jou Bybel het nie, of jy nog nie 'n boekwerk gekry nie, dan kan jy op die skerm kyk, en as dit onduidelik is op die skerm, ek dink nie, dis te onduidelik nie, ek kan dit lees, kan jy dit saam met my hardop verklaar, en as jy hierdie woorde lees, elke een van hierdie goed, kom uit die Bybel sê dit van die Bybel, ek het dit nie gesê nie, ek het dit nie geskryf nie, ek het dit aan mekaar gesit, maar ek het die Bybel aangehaal, dwarsdeur, van voor tot agter, ek verklaar nou, jy hoor, hierdie is my Bybel, dis die onfeilbare woord van God. Dis die swaard van sy Heilige Gees. Dit is deur God geïnspireer om my te onderrig. Met ander woorde, dit leer jou iets, né? Om verkeerdhede te weerlê, om my reg te wys, met ander woorde op die vingers te tik, of dalk op my tone te trap, om by my die regte leefstyl te kweek. Hierdie woord is wat God gebruik om my as kind voor te berei vir my roeping. Nie net die dominee het 'n roeping nie, elkeen van ons het. Hierdie Bybel is daar om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. En dan 'n belofte aan die einde. Wanneer ek dit lees, is ek oop en ontvanklik. Met ander woorde, ek gaan nie na die Bybel toe en ek soek 'n versie wat vir my sê, ek kan daai nuwe kar koop nie. Of ek moet met daai vrou trou, maar nie met daai ding. Jy gaan na die Bybel toe, jy is oop en ontvanklik. God wil iets sê, jy moet luister. Jy gaan nie na God toe en sê vir hom wat jy wil hê hy moet sê nie. Ek is bereid om my leefstyl, my besluite aan te pas.
by wat God my leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. En dan, voor ek die Bybel begin lees, dan sê ek hierdie 4 woorde, spreek God, ek luister. En nou vanoggend wil ek as jy jou Bybel saamgebring het, en jy blaai na Markus 8 toe, ek gaan baie vinnig deur hierdie paar hoofstukke gaan, en ek gaan 'n paar goed vir jou uitwys, wat die afgelope week gebeur het. Want kyk wat Jesus doen in hierdie hoofstukke, en ek kon enige tekste gekies het, maar Markus 8 tot 12 is wat ons hierdie week gelees het. Markus 8 vers 2, sê Jesus hierdie woorde, ek is baie jammer vir hierdie mense, want hulle is nou al 3 dae by my, en hulle niks om te eet nie. As ek hulle met leë maag huis toe stuur, gaan hulle langs die pad van honger doodgaan. Mens gaan nie regtig na 3 dae van honger dood nie, maar Jesus het net 'n punt probeer maak. En wat sê daai woorde van Jesus? Dit sê dat Jesus het empatie met wat jou pla. God se woord spreek empatie tot my lewe. God gebruik sy woord om vir my te sê, ek voel wat jy voel. God kom en hy sê, ek weet wat jy deurgaan. En dis wat in hierdie vers gekommenteer word. Hoofstuk 8 vers 14. Die disippels het vergeet om brood te koop. Hulle het net 1 brood by hulle in die spuit gehad. Nee, in die spuit. Ek moet dit reg uitspreek, want anders dink ons gaan toilet toe, né? Jesus waarsku hulle toe, wees baie versigtig vir die suurdeeg van die Fariseërs. So Jesus kom en hy sê, hy waarsku jou teen die mense wat jy jouself nie omring, die mense wat inspraak het in jou lewe. Hy sê, want as jy die verkeerde mense inspraak in jou lewe gee, dan word dit so suurdeeg in jou lewe. En skielik rys jy soos 'n broodjie, en jy word 'n mens wat opgeblaas is van al die verkeerde goed, want jy het die verkeerde mense in jou lewe die reg gegee om vir jou te sê wat jy moet eet en drink en dra en waar jy moet gaan en wat jy moet doen en wat is reg en wat is verkeerd, in plaas van om God se woord te gebruik. Hoofstuk 8 vers 27, Jesus en sy disippels het Galilea verlaat aan die dorpies van Caesarea Philippi. Op pad vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Jesus gebruik sy woord, God gebruik sy woord om vir my en vir jou te vra, glo jy die waarheid? Want ons sekere goed wat ons sê, en ons sê dit asof God dit gesê het, maar God het dit nooit gesê nie. Soos nêrens in hierdie Bybel staan die woorde, alles staan hier, alles gebeur vir 'n rede. Jy gaan nie daai woorde in die Bybel kry. Alles gebeur nie vir 'n rede nie. Mense kry nie kanker vir 'n rede nie. Mense gaan nie dood in 'n motorongeluk vir 'n rede nie. Dis die Bybel. Die Bybel sê wel, God vat alles wat gebeur en hy sal dit ten goeie laat uitwerk. Dis wat die Bybel sê. God kom nie en hy sê, alles wat gebeur, het God beplan. God het 'n plan gehad, toe hy Adam en Eva gemaak het. En daai plan was perfek en volmaak, en sonde het dit op voete. Nou leef jy in 'n wêreld wat stikkend is, waar dinge gebeur, waar bedrog en moord gebeur, waar 'n taxi 'n trok verbygaan, 13 kinders sterf onskuldig. En as jy vir daai paas en maas gesê het, in daai week, jou kind, daai dood, everything happens for a reason, want ek met my kar oor jou gery. Want dis 'n lewe wat vir God die skuld wil gee vir 'n klomp krap. God het nie dit gesê nie. So Jesus kom en hy vra vir sy disippels hierdie ding van, glo jy reg? Wie sê jy is ek? Is ek net Jesus, 'n man gebore in Nasaret, of is ek meer as dit? Jesus kom challenge die waarheid in mense se koppe. Hoofstuk 8 vers 33. Jesus het omgedraai en na sy disippels gekyk en vir Petrus bestraf met die woorde, gee pad agter my, Satan. Goodness gracious, imagine die Here sê dit vir jou. Hier loop jy lekker agter Jesus aan, hy kyk draai om en hy sê, Satan, voetsig. Dis ook die skrif. Hoekom sê hy dit vir hom? Want jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie. So die Bybel gaan soms kom as jy hom lees, en dan gaan jy voel, oeps, daar trap het op my tone, oeps, daar klap het my met die vingers, oeps, daar klap het my deur die gesig. Ek moet myself regsrig. Ek moet myself, hoe sê my ma, pull yourself towards yourself.
of pull yourself towards God's will for your life. Nee? 8 vers 34. Toe roep Jesus sy disippels en die skare na hom toe en hy sê vir hulle, as jy my volgeling wil wees, moet jy jou eie ek prys gee, jou kruis opneem en agter my aankom. God gebruik sy woorde om jou te challenge en jou te sê, as jy bereid om opofferings te maak. Besef jy, geloof het 'n prys. Geloof beteken nie dat as jy God aanbid, dan gaan dit altyd met jou goed gaan nie. Geloof is sacrifice. Hoofstuk 9, vers 25. Toe Jesus sien dat daar 'n massa mense agter hom aangeloop het, het hy 'n onrein gees skerp aangespreek. Gees, jy wat in hierdie kind stom en doof maak, ek beveel jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer terugkom. Jesus se woord wys vir ons, God het mag oor die bose en as slegte goed met jou gebeur, kan ek God se woord gebruik om daarteen te beklei. Soos as die duiwel hier op jou skouer kom sit en vir jou sê, jou slegte sondaar, of een of ander vriend uit jou verlede herinner jou van een of ander twak wat jy aangejaag het in hoërskool, of ergens toe jy student was en uitgepaas het, of wat ook al. En dan kom die duiwel en herinner jou, en dan kom jy na God se woord en jy kan sê, 1 Johannes 1 vers 9 sê, ek het my sonde bely, God het my vergewe, hy het my nuut gemaak, ek is nie meer daai mens nie. Duiwel, jy praat 'n leuen. God se woord, hoofstuk 9, vers 35, daarop gaan sit Jesus, hy roep die 12 na hom toe, en hy sê vir hulle, as jy vernaamste wil wees in my koninkryk, moet jy agter almal inval, en almal se dienaar wees. Jesus se woord leer my die waarheid, dit hou 'n spieël teen my op, en dit sê vir my, is jy hoogmoedig? Kyk jy na al die goed wat jy het, en wat jy bereik het, al die grade teen jou muur, al die geld in jou bankrekening, al die kar in jou garage, of wat ook al, kyk jy na daai goed, kyk jy na jou kind se onderskeidings in skool, of sy ver swem, of sy lank spring, al daai goed is genade. God kom en hy sê, elkeen van ons is geroep om te dien. Ek het nie afgelope week, het ek dit gepost op een van my dagstukkies, die amazingste ding gesien van 'n skool, waar die leiers van die skool hierdie beginsel verstaan het, en gekoop het. Ek leef al hoe lang op hierdie aarde, meer jare as wat ek wil tel, en dis die eerste keer dat ek sien dat 'n skool dit doen, en ek sit vir myself en wonder, hoekom doen meer mense dit nie? Hoekom doen die meer baase by hulle werk dit nie? Die leiers van die skool het gegaan en vir die studie's gesê, sit op 'n stoel, en die leiers van die skool het die graad 8 se voete gewas. Ja, ek is daar om vir jou te sê wat om te doen. Dis wat Jesus is. Maar Jesus het ook voete gewas en gesê, as jy wil lei, moet jy kan dien. So Jesus se woord, gee vir ons die waarheid, hou vir ons spieël op. Hoofstuk 9 vanaf vers 42, ek gaan nie die gedeelte lees nie, net die opskrif, is waarskuwings teen struikelblokke. Jesus se woord kom en sê vir jou, pas op. En soms gebruik Jesus mense in jou lewe om jou te herinner aan God se woord. My vrou is die rol in my lewe en ek het al gevra om dit in my lewe te wees. Ek het al gesê, Charmaine, ek bespreek my besluite met jou, ek bespreek wat ek ervaar, die Here vir my sê, en as jy vir my sê, pas op, dink weer, gaan bid nog, dan wil ek dit hoor. Want God se woord waarsku ons. Vers 49 van hoofstuk 9, beproewing sal die sout karakter van jou lewe versterk. Sout doen goeie werk, maar as dit krag verloor, hoe kan jy dit weer sout maak? Jesus kom bemoedig my, en hy sê vir my, jy's awesome, Dion, jy's sout, jy gaan na my skool toe, jy's nog by Unity nie, niks nog van my, jy gaan na Unity Primary toe, en jy gaan werk met die kinders, en jy's sout, en jy gee jou klas, en die kinders, en die rugby spannetjie, wat sukkel, want hulle verstaan net van sokker, gee jy smaak, kom hy en sê, maar, as jy van dink jy's grand, dan verloor die sout sy smaak. Is dit nie amazing nie? Hoofstuk 10 vers 16, toe het Jesus sy arms om die kinders te sit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën. Jesus kom en met sy woorde seën ons. Uit sy woord, vanoggend eindig ek die diens met 'n seën, geskryf, saamgestel uit God se woord.
God spreek seën oor jou lewe. Daai teks wat ons altyd aanhaal aan die einde van die diens, Numeri 6 vers 24 tot 26. Dis 'n blessing dat jy kan bid oor jou kinders met hulle verjaarsdag. Jy kan dit bid oor jou man terwyl hy slaap of as hy wakker is. Jy kan dit bid oor jou vrou. Jesus kom en hy sê, my woord moet jou bless. Dit moet jou herinner. Ek het jou lief. In hoofstuk 10 vers 32. Hulle was op die pad na Jerusalem, toe Jesus het voor hulle uitgeloop, en sy disippels was vol angs, hulle was bang. Ook die mense wat agter hulle aangekom het, was met vrees vervul. Jesus het weer die 12 eenkant toe geneem, en hulle vertel wat sou gebeur, en dan vertel hy vir hulle. So die Here kom en hy sê vir jou, right, jy is op pad na 'n operasie toe. So, kom ek vertel vir jou wat gaan gebeur. Ek is God, ek is in beheer. Niks gaan gebeur wat ek nie van beheer het nie. As jy aan die ander kant uitkom en jy lewe, dan sal jy weer verder lewe, saam met jou kinders, saam met jou man, saam met jou vrou. As jy nie aan die ander kant uitkom nie, dan bly ek nog steeds God, want dan is jy by my in die hemel, geen hartseer, geen pyn. So hou op bang wees, hou op vrees, want vrees is van die duiwel. So die Here gebruik sy woord om my vrees stil te maak. Hoofstuk 11, vers 15 af, Jesus maak die tempel skoon, en dan sê hy vir die mense, gaan weg, my huis is nie 'n plek vir handel nie, en bla bla bla, en bid neer en so aan. Jesus se woord verdryf die verkeerde dinge uit my lewe uit. Ek kan aangaan en aangaan en aangaan, maar daar is die punchline, hy staan op jou preeknoot as op jou blaadjie. Dit wat jy lees in die Bybel, wat Jesus doen met sy woorde in die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Elke keer as Jesus praat, dan het sy woorde krag. Dan doen sy woorde iets. En dis iets wat ons vergeet het van die Bybel. Die Bybel is deur die Gees geïnspireer, en as ek dit oopmaak, dan het dit krag. En God wil dit gebruik om iets te doen in my lewe. Maar meeste van ons gaan doen hierdie ding, ek wil gaan slaap, ek is moeg, kom ons maak net gou die Bybel oop, Here, dis Psalm 69, Here, hierdie is lekker een, ek het beloof, ek het nie voorberei, hierdie is lekker, Here, red my, die vloedwaters stop in my keel, is die Here te sin vir jou, maar al hierdie reën, ek beloof, ek het nie voorberei, ek het net my Bybel opgemaak, dieper en dieper sink ek in die modder, wie van die afgelope week vastgesit in die modder, ek het geen plek om te staan nie, in diep waters te klaan, die stroom oorweldig my, ek is uitgeput en ek roep om op kant hier, my keel is oop, my oor is dof, ek wag vir die Here om my te help, Here dankie, U gaan my help, nou gaan ek lekker slaap, amen, cheers. Of jy begin bid, na jy die Bybel gelees en dan raak jy in slaap, en as jy volgende op wakker word, dan besef jy dan die slaap geraak, terwyl jy bid, en dan sê jy amen, en dan gebruik jy die psalm waar die Here sê, vir die wat hy lief het gee, met hulle slaap, Here dankie, dat my gebed die hele nag aangehou het, die tot in my drome met my gepraat, sodat jy nie kan skuldig voel, want jy het in slaap geraak en nie opgelet het jy gebid het. Nee, God se woord wil iets in jou doen. Dis kom ons hierdie verklaring vir jou gee. Jy sit om in jou Bybel, jy sit om voor in jou Bybel, jy moet as jy jou Bybel opmaak, moet jy verwagting hê. God wil iets sê, God wil iets doen, God wil iets verander in my lewe. Maar gaan vergelyk dit nou met die woorde van die wêreld wat soms bietjie afbreekend is. Die Here kom in die psalms en hy sê, jy is amazing gemaak, jy is gevorm. Efesiërs 2 vers 10, jy is 'n meesterstuk, God se handewerk. Wat kom in die Bybel? Elke tydskrif wat jy oopmaak, jy is nie maar genoeg nie, jou daar het goed gesak, wat eindelijk moet recht opstaan, enzovoorts. En mense kom en sê vir jou oor is so, en jou neus is so, en jou haar is dit, en jou hier is dit daai, en ons spreiverf, ons breise toe, want ons voel sleg, en jy lees die nuus, en het breek jou af, en het maak jou negatief, en jy begin dink, maar die wêreld is verlore, en God is nie hier nie, want kyk wat gebeur in die nuus, en die politiek, en oorlog, en blablabla, en die wêreld wil kom en vir jou sê, dat jou hierdie wil met inligting en woorde jou afbreek en wegvat en negatief maak. En God se woorde wil jou vul met hoop en krag en bemoediging. Die wêreld wil van jou iets maak wat maak wat jy wil doen wat jy wil.
Die Here se woord wil van jou maak 'n mens wat daar is verander, 'n mens wat die wêreld verander, 'n mens wat sout is en wat lig is. Sien julle wat God se woord wil doen? Daarom al hierdie fokusse, al hierdie goed wat jy hierdie jaar gaan sien. Ek moet elke oggend vir jou dagstukkie stuur wat vir jou sê, vanoggend lees ons dit, môre lees ons dat. Jy gaan elke Sondag gaan ons hierdie Bybel vat en jy gaan hom fisies saambring en ons gaan hierdie verklaring maak en ons gaan uit hom lees en ons gaan deur hom gevorm word en die Here trap op my tone en ek gaan kom en ek gaan vir jou sê, kyk hoe die Here op my tone getrap of kyk hoe die Here my bemoedig of wat ook al, want God se woord is lewend en kragtig. En dis hoe ons dit lees. En dan, ek gaan hierdie deurgaan nie. Ons het dit vir op die preeknotas gesit. Dit was 'n boekmerk wat ons laas jaar uitgegee het. Hoe doen ek lewensveranderende Bybelstudie? As jy nie weet hoe om 'n hoofstuk te lees en te tackle nie. As jy bang is, jy kry nie alles uit 'n hoofstuk uit wat jy kan nie. Dis op die blaadjies by die deure. As daar nie genoeg is nie, stuur vir my 'n WhatsApp en ek sal vir jou hierdie instruksies en ek vir jou WhatsApp. Dis net 'n guideline, dis nie die enigste manier van Bybelstudie doen nie. Hierdie is net 'n goeie manier. En ek sit heel aan die einde van daai guideline en daai tips sê, as 'n hoofstuk te lank is, want wanneer Lukas en Johannes het lang asems en ons op pad na hulle toe. As 'n hoofstuk te lank is, deel hom in die helfte. Lees die een stuk in die oggend en die ander stuk in die aand. Of wat ook al. Maar bly by, asseblief. Dit is 'n amazing journey wat ons op is. God se woord wil jou en my verander. Iemand sê vir my voor die diens, hy sê vir my, ek vra of ek aangetrek om te lyk soos jou Bybel. Hy sê nie, my Bybel is swart, maar my klere is bruin, so miskien moet ek sê, ek het aangetrek soos my Bybel, want my Bybel is vol stof. Hy het dit gesê nie, ek quote, maar dis ongelukkig die waarheid. Kom ek leer julle 'n cheat code met 'n Bybel. Hy werk so. 'n Bybel wat goue bladsye het. Jy kan nie sien waar lees ek die meeste. Maar 'n Bybel met wit bladsye. En as hierdie kant wit is. As jy jou Bybel lankal het en sy bladsye is wit, draai hom gou so, dan gaan jy sien daar's dele wat bruin is en dele wat wit is. Dis die plek waar jy die meeste lees en die minste lees. Nee, net vir interessant. Die hele Bybel is deur God gegee. Okay, ek moet eerlik sê, nou nie beter nou nie met my bietjie verloor. Nee, daar waar hulle allerlei wette en goeders deurgee, maar so daar. Kan ek vir jou iets gee wat ek geleer het die afgelope week, want ons lees nou die Nuwe Testament op hierdie stadium nie. Dit was my amazing. Ek het nooit besef oor die Bybel. Het jy al gaan lees, nee, ons lees daai stuk in die Bybel oor Noag in die ark. En dan lees jy oor hoe groot is die ark, nee? Hy is so wyd en hy is so groot en hy is so dit en jy moet dit en jy moet dat. Sê gou vir my, waar in die storie van Noag sê die Here vir hom hoe moet die stuurwiel van die boot lyk? Jy weet, jy moet daar nader hê agter en jy moet hom so kan beheer, sodat die boot hierdie kant toe kan gaan en daai kant toe kan gaan. Het jy agtergekom, daai hele ark het geen manier om hom te bestuur nie. Koop jy 'n boot sonder 'n stuurwiel, kyk waar kom jy. Hoekom doen die Here? Ek het dit nooit besef nie tot hierdie week. En die Here het gesê, nie waar jy nie klim net in, ek sal beheer. Ek sal die bootjie kry waar jy moet wees. Is dit nie amazing nie? En ek sou het nooit raak gelees het as ek nie weer al daai so hoog, so wyd, so breed, so dit, so maak hom met hierdie hout, maak hom met daai hout. Ek het so verloor geraak in die detail, die belangrikste detail, ek nie agterkom nie, daar's nie 'n stuurwiel. Leer God se woord, lees God se woord, vra oor God se woord. God se woord moet die lamp vir jou voet wees en die lig vir jou pad. Want as jy verdwaal, dan moet jy uit God se woord uit weet, wat is die volgende tree? Dankie Here vir Google. Weet jy hoeveel keer tik ek in Google in? What is the Bible verse for us? Where can I read in the Bible about this? Vloeps, dan vat hy my so toe. Partykeer gee my die verkeerde raad, dan gaan soek ek 'n ander vers, maar at least die stuur my in 'n rigting.
Gebruik die tegnologie, dis daar. Ja, sorry, jong mense, ek weet ek kan ChatGPT ook vra, en ek kan vir my preek uitwerk oor die versie. Nog nie daar, jy gaan nie ChatGPT gebruik vir preek nie. Die Heilige Gees en ek is so raad, is beter as ChatGPT. Wat is hierdie? Dis nie jou Bybel nie. Dis God se lig. Dis God se lamp. Dis jou padkaart. Hulle stry op die internet oor, is Waze of Google Maps of wat ook al die beste padvinder vir jou lewe? Waze is nie, het sê vir jou waar is die speedbox, Googles doen dit ook nou, maar hierdie sê vir jou waar is die duiwel. En daar is 'n speedbox vir jou duiwel, maar kom ons praat daaroor 'n ander dag. Hierdie is nie net 'n Bybel, maar so kragtig soos hy is, so powerful soos hy is, soveel soos wat hy doen, dis nie heilig nie. Dis woorde op papier, en as hy stikkend gewees is, oop aan nie. Lees vir hom stikkend. Want my ervaring is, mense wat se Bybel stikkend is, se lewens is heel, en mense wat se Bybel is heel, se lewens is soms stikkend. Ek sê nie, dis altyd so nie, maar ek het al daai ervaring gehad. Dis God se woord. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie. Dankie vir alles vanoggend. 'n blaadjie, 'n graniet Bybel, journals, 'n kalender. Dankie dat U kom en vir ons sê, ja, ons fokus hierdie jaar op U liefdesbrief vir ons. U het voor Google Maps, voor Waze, het U vir ons gesê, maar jy het 'n padkaart nodig, want jy gaan val in hierdie lewe, jy gaan verdwaal in hierdie lewe, jy gaan nie bevange raak, en U het vir ons die woord gegee om ons deur dit alles te help. Dankie, Here. Ons bely dat ons nie genoeg ons die woord oopgemaak het nie. Ons bely dat ons te min bid, Here. Mag ons dit hierdie jaar regstel. Here, in U woord doen U soveel vir ons, maar in U woord vra U ook soveel van ons. U gee alles, en U vra net 'n bietjie. 'n deel van daai waarheid is, U gee vir ons alles wat ons het. En U sê vir ons, 'n tiende, skuif die komma een plek, dis myne, sê Here, om dankie te sê, om te erken ons is afhanklik. Mag ons dit vat, en mag ons dit besef, want as ons dit nie doen, steel ons seën by onsself, sê die Bybel. U woord sê ons steel by U, en ons steel seën van God uit ons lewens. Mag ons getrou wees, ook hier en hier. Ontvang ons dienes, ontvang ons offergawes. Ons gee dit met blymoedigheid en as 'n erkenning van afhanklikheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Before the earth knew its foundations, you spoke the dust into creation until the end. When all was withered, then still you were. When you're forever, lamp to my feet, light to my path. Oh, you were when love be shared.
die seën van die Here, Psalm 119 en Numeri 6. Mag die Here se woord die lamp wees vir jou voete en die lig op jou pad. Mag jy in God se woord ontdek dat die Here sal vir jou goed wees en die Here sal vir jou sorg, want hy het tot nou en hy sal dit aanhou doen, dat die Here jou raak sien, dat die Here vir jou sy liefde gee, dat die Here jou goedgesind is, selfs al is ons jou omstandighede moeilik, en dat die Here vir jou voorspoed gee, selfs al is jou bankrekening leeg, want God se voorspoed lyk anders. So verbind hy hom aan jou, want God is jou volmaakte hemelse Vader, en jy is sy kind, en hy sal jou elke